Vandag is die begin van 'n lang naweek en Sondag vier ons Vadersdag. In Amerika het hulle 'n paar statistieke bymekaar gemaak om te wys hoe belangrik dit is om 'n pa te wees. Volgens hulle is 85% van alle mans wat in die tronk is, mans wat sonder 'n pa groot geword het. Vaderlose seuns en dogters is 2 keer meer geneig om vroeg die hoërskool te verlaat en 2 keer meer geneig om met die gereg te bots en selfs in die tronk te beland. Hulle behoefte vir hulp met gedrags- en emosionele probleme is 4 keer groter as by ander kinders. 75% van alle adolessente wat worstel met substansafhanklikheid kom uit 'n huis waar die pa afwesig was. Nog 'n verrassende stukkie navorsing het bevind, wanneer 'n pa 'n aktiewe gelowige is daar ongeveer 'n 75% waarskynlikheid dat die kinders ook aktiewe lidmate van hulle gemeente sal word. Maar as net die ma gelowige is, word hierdie waarskynlikheid dramaties verminder tot ongeveer 15%. Ons lees in die Bybel die verhaal van 'n dogter wat regtig geseënd was om 'n pa te hê wat daar was vir haar in 'n tyd van moeilikheid. Ons lees hierdie verhaal in Lukas 8 van vers 40 af. Haar pa se naam was Jairus. En haar situasie was regtig sleg want sy was sterwend. Jairus was in beheer van die plaaslike sinagoge. En soos jy weet, het die godsdienstige leiers nie daarvan gehou om by Jesus te kom hulp soek nie. Maar sy dogter se toestand het hom gedwing om te kom hulp vra voor Jesus te kom buig. Sy was maar 12 jaar oud. En die verbasende is toe Jairus vir Jesus vra om hom te help, het Jesus dadelik, sonder enige vraag, na sy huis toe begin stap. Op pad daarheen het hy egter eers sy geloof getoets, want hy het gaan stil staan om aandag te gee aan die vrou wat die soem van sy kleed aangeraak het. Net nadat Jesus haar aangeraak het, het Jairus die nuus ontvang wat hy gevrees het. Boodskappers het vir hom kom sê sy dogter is oorlede. Nou dit sou die oomblik wees waar die meeste mense geloof sou verloor het. Maar jy sien, God was nie klaar met Jairus nie. Hy het hom aangemoedig om aan te glo. Sy woorde aan Jairus is dieselfde as die wat hy vir jou sou sê in jou onmoontlike situasie. Moenie vir vrees toegee nie. Die boodskapvertaling sê, moenie dat dit jou ontstel wat jy gehoor het nie. Vertrou my net. Toe Jesus in Jairus se huis ingaan, het hy net toegelaat dat Jairus en sy vrou en die 3 disippels, Petrus, Jakobus en Johannes, saam met hom ingaan. Toe het hy haar beveel om op te staan. En haar gees het teruggekom in haar liggaam in. Sy het opgestaan. Hy het hulle beveel om vir haar iets te gee, om te eet. Hulle was stom van verbasing. En dan sê Jesus, julle moenie vir ander mense dit vertel nie. Soos Jairus 'n goeie pa vir sy dogter was, is 'n pa verantwoordelik vir daardie posisie van invloed wat hy vir jou en jou huis gegee het. Jy kan mos nie aan die slaap raak agter die stuurwiel nie, net om eendag wakker te word en besef dat dit waarmee jy besig was, die meeste daarvan geen waarde het nie. Ek wil graag vir jou 5 lesse vanuit Jairus se perspektief hier op die skerm vir jou gooi. Die eerste is, Jesus kom dalk nie wanneer jy wil hê hy moet nie, maar hy is altyd op tyd. Nommer 2, as jy na hom roep, sal hy na jou toe kom. Nommer 3, hou aan met glo wanneer jy vir die Here iets vra en vir hom wag. Weet jy, mense het gelag toe Jesus vir hulle sê, hierdie kind is nie dood nie. Nommer 4, selfs wanneer dinge somber en donker lyk, vertrou steeds op die Here en op sy tydsberekening. Nie alles, nommer 5, wat die Here vir jou gaan doen, is daar vir ander om ook na te luister nie. Ek wil graag vir jou sê, of afsluit, deur vir jou 'n paar vrae te vra. Wie gaan verantwoordelikheid neem vir jou gesin? Weet jy hoef nie vir my te vra, wie dit in my huis gaan doen nie, want deur die Here se genade, sal ek dit doen. Jy hoef nie vir my te vra, vir wie gaan my kinders dan leer om Christus te volg nie. Deur God se genade, in diepe afhanklikheid, wil ek daardie persoon wees. Wie gaan die verantwoordelikheid aanvaar om vir my gesin te voorsien en te beskerm? Ek wil vir die Here dit vra. Wie gaan vir die Here vra om daardie ketting van vernietigende patrone in my gesin se geskiedenis te breek? Ek sal. Ek is hulle vader. Ek aanvaar hierdie verantwoordelikheid, dis my voorreg en ek wil dit omhels. Want jy sien, ek wil die guns van God en sy seën op my huis en op die huis van my kleinkinders
ook sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U U liefde en U trou betoon, tot in die 1000ste geslag, van die wat U lief het. Amen.